Want jy kan nie net goed gaan verwyder as die prosesse gevolg is om advertensies op te sit. Maar wat as jy nie hou van die boodskap nie? Jy het nie baie opsies nie. Jy kan nog steeds dit net gaan verwyder nie. Jy moet kan aantoon dat die boodskap anders tot geweld basis is of uitsonderlik explisiet, ja. So as ons nou 'n naakte vrou daar gesit het met welkom by die mees basgereguleerde land in die wêreld, dan moontlik kon jy 'n saak gehad het om te sê nee. Baie welkom by die episode van Net Nog Enetjie. Daar waar jy is, luister saam, gesels saam en ja, as jy in die kar is, moet liefs nie ietsie skinkie, maar daar by die huis skryf jy Net Nog Enetjie. Ja, vandag praat ons oor die G20-1, oor Lesotho wat Bruce Bannier was en ons sal tyd se Bannier gaan afhaal uit daarso. En hoekom is hulle so skaam en hoekom is hulle so kwaad en wat gaan aan? Is ons in vir 'n wille maand of nie? So luister gerus saam. Net voor ons op die wille maand wegspring, like en teken in. Net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Gesels asseblief saam. Op YouTube is daar 'n knoppie wat jy kan trek tot in die rooi, waar jy dis die thanks opsie waar jy kan sê baie dankie. Dankie vir almal wat saam gesels, dankie vir almal wat bydraes maak. Dan ook natuurlik kultuurkafee.com wat ons bierwekers en ons egte bier, julle kan kom kyk, dis regte bier in die glase. Wat ons bierbekers en ons bierborg, dit sê los my volk en bier, die van julle wat saam luister en nie saam kyk nie, dit sê los my bier en volk. En ek verneem daar's allerlei goed wat 'n mens met jou bierbeker kan doen, of jou koffiebeker of jou ginbeker. Ek dink die mense by Kultuurkafee gaan omgee nie, so jy kan sê los my volk en personeel. As iemand een van jou werkers gepouch het. Of los my volk en gun. As iemand jou geweer wil vat. Jy kan allerlei. Ja, so jy kan kreatief wees met jou bierbeker. Ek seker die mense by Kultuurkafee gaan dit waardeer. Nou ja, ek is Kristal, langs my is Nico en daar ver in die hoek is Connie. Gesels saam. Op die G19. G18,5. 18,5? Ons is net so half. Ja, soos gesê het, ons gaan 'n bietjie gesels oor die G20-1. Ek dink ons moet net weer begin by ons eintlik Suid-Afrika is al vir maande in die kollig en veral in die kollig van president Donald Trump van Amerika en ons weet al van Februarie se kant af 'n magdom goed gebeur en dit was befondsing en hy voer 'n bevel en dis die tariewe en goed. Ek dink baie mense wonder steeds maar hoekom, ek dink baie mense gedink dit gaan dalk al verby wees, maar dit blyk daar is geen einde nie en dat president Donald Trump regtig gemoeid is met wat hier in Suid-Afrika aangaan en ons het dit dan nou gesien met die feit dat hulle ook gesê het hulle gaan niemand stuur na die G20 toe nie en ons sal nou verder daaroor gesels. Daar word nog as mens nou probeer uitvind maar hoekom Suid-Afrika, wat gebeur? So ek dink daar's 'n paar goeders. Wel, daar's 'n paar goed wat mense sê wat moontlik die rede is. So dit kan dan nou wees ons geografiese ligging, ons lê hier so mooi in die middel, so ek meen ewen in terme van seeroetes en 'n klomp goed, baie keer gesê 'n tipe gateway na die res van Afrika. Dan was daar natuurlik Elon Musk en Starlink gewees. Hy was president Trump se regterhand. So daar's eintlik 'n magdom goed wat moontlik die rede hiervoor is. Die saak wat Suid-Afrika dan by die internasionale regshof teen Israel gemaak het, is ook as een van die redes aangevoer. Ek dink om ook net te sê, so dit was reeds toe dit nog president Biden se administrasie was ons reeds nie baie gewild nie en dit was toe dan nou ons ondersteuning van Rusland. Onder andere. Ja. So daar's 'n hele paar goed. En dan laasens wat Marco Rubio die minister van buitelandse sake in Amerika het dan ook gesê hy het nogal 'n probleem dan ook met vanjaar se tema van die G20. Want dan was solidarity. Kon hulle niks anders kry. Ek's gemaklik met dit. Ja, dit is die tema van die G20. Is solidariteit. Was daar niks anders nie. Ja, so die tema is dan vir Suid-Afrika se hele G20 presidentskap is dan solidarity, equality and sustainability. En ons weet dan ook dat die huidige Amerikaanse administrasie het dan nou 'n probleem met die sogenaamde DEI, wat dan nou is diversity, equality and inclusion. So
Ja, ekskuus. Diversity, equity and inclusion. So hy sê ons tema gaan dan daaroor en oor climate change en dat hy gaan nie Amerikaanse belastinggeld daar mors nie. Goed, so die jongste dan natuurlik die Amerikaners het gesê hoorie maar sorry. Suid-Afrika hoort nie eens in die G20 nie en ons stuur absoluut niemand hiernatoe nie. Niemand. Niemand. Geen regeringsamptenaar daarop nie, ja. Want daar was sprake nou net voor dat vice-president J.D. Vance Ja. dat hy dit sou bywoon, maar ja, nou is Okay, sê so niemand dis G20 minus 1, daar's 19 ander. Maak dit saak as Amerika nie opdaag nie. Vir wie maak dit saak? Maak dit vir Amerika vir saak? die 19 ander maak dit baie saak, ja. Nee, ek dink mense moet verstaan, dit word G20 genoem, maar dis eintlik maar Amerika en 'n paar van sy vriende soms, want Amerika is by ver die grootste ekonomie. Inteendeel, Amerika is groter as al 18 buiten China saamgetel. Ons is woord glad nie daar nie, ons is 41ste. So dit is Maar ons wil nie daar wees nie. nee, ons is baie trots op die feit dat ons daar is. Ons wil graag ook daar bly. Ek dink ons wil, maar ek is redelik seker daar's ander Afrika lande wat 'n baie sterk argument gaan voer dat ons nie daar hoort nie. Maar okay, dit is vir die ANC as die G20 'n baie belangrike skouspel. Dis sokkerwêreldbeker vibes is ons gaan al die wasgoed in die kas gooi as die gaste kom en dit laat lyk of eintlik is ons normaal en dinge gaan goed En toe hang iemand 'n laken langs pad op. en toe hang iemand 'n oranje laken langs die pad op. Wat net sê vandag gaan ek nie die gremering aansit nie. Hulle gaan sien wat die werklikheid is. Die was goed hang. Die vuil was goed. Nee, en Lesofie het vir die vandaag vra asseblief net vir eers los net die verkeersligte uit asseblief. Okay, so hy het vir die vandaag vra om die verkeerslig uit te los, dit ek dink dis 'n billike versoek. Maar toe is daar die solidariteit baie lang 70 meter. 70 meter wat die metro self gaan afhaal het. Die Johannesburgse Stadsraad het hom onregmatig gaan afval, ja. Is hy regmatig aangebring? Jep. Sê wie? Sê ons en die advertensie uit beginskap waar daai spasie hier by die stad wie ons betaal het om 'n banier So op daar grond te sit. waarvan is die lang laken verwyder? Hulle hou nie van hom nie. Okay. Letterlik, hulle hou nie van hom nie. Hulle rede is nou amptelik is jong, dis 'n rassensitiewe boodskap en dit gaan sosiale kohesie beïnvloed en dit is baie sensitief met die G20 wat vreemd is. Dis net almal wat hierdie banier gesê het. Ja, die banier sê net welkom by die mees rasgereguleerde land in die wêreld. Wat vreemd is. Okay, maar daar's mense wat sê hierdie is disinformasie Ja, wie is die mense? op Twitter. Okay. Ja. So Ek kry hulle op Twitter. wat ek snaaks vind is, alright, so laat ons net gou die konteks skep. Is die DA het ook 'n banier op wat sê BE is teen en die ANC het gesteel. Ja, en meneer Lesofie het ook daai foto van die DA ook. Hy is ook vies. So hy wil eintlik daai banier ook laat verwyder. Hoekom het hy nog nie? Wat hy's bietjie hoog. So dis moeilik. Hierdie een het hulle nou gekyk, hulle kon net hy's al makliker af. Jy kon net Dit was 'n standaard leer gewees. Dis 'n standaard leer en jy kon dit maklik doen. Hulle gaan uitvind in die hof nou en dit is nie so maklik nie. Dit gaan 'n duur afval raak, maar want jy kan nie net goed gaan verwyder as die prosesse gevolg is om advertensies op te sit. Maar wat as jy nie hou van die boodskap nie? Jy het nie baie opsies nie. Jy kan nog steeds dit net gaan verwyder nie. Jy moet kan aantoon dat die boodskap aanleiding tot geweld basies is of uitsonderlik Of eksplisiet, ja. So as ons nou 'n naakte vrou daar gesit het met welkom by die mees basgereguleerde land in die wêreld, dan moontlik kon jy 'n saak gehad het om te sê nee, maar 'n eenvoudige banier wat sê welkom by die mees rasgereguleerde land in die wêreld, nee, jy kan nie nog net gaan verwyder nie, selfs al hou jy nie van die boodskap of van die organisasie nie. Dis nuwe vryheid van Ja, spraak. dis eintlik van hulle maar. Dit is presies. Okay, maar moet 'n mens nie verantwoordelik omgaan met jou vryheid van spraak nie, met jou reg op vryheid van spraak. Jy sou mense 'n argument kon uitmaak wat sê maar luister, kan ons nie nou maar net vir so 2 weke net shut up net. En ja, ek dink die doel was juis Juist uiteraard nie. baie van die wêreld se leiers en verteenwoordigers Ja. en goed kom dan nou hiernatoe. Dit is kom. die G20. So ek meen as jy 'n boodskap het om oor te dra en jy het nie noodwendig ander kanale nie, dan is dit moontlik 'n redelike gulde geleentheid om die boodskap uit te dra. Ja, ek dink dit distans dit gaan nogals moeilik dans in hierdie land. Gaan moeilik. Ja, daar's oor en weer beskuldigings en ek dink mense weet nie eintlik amper dit nou op so 'n punt gekom waar mense eintlik daar's al soveel beskuldigings en goed rondgeslinger dat mense amper nie meer weet hoe om te voel nie en redelik introspeksie doen en is ek nou verkeerd en dink ek verkeerd hieroor en hoe moet ek hieroor dink en
Ja, so ons weet soos gesê die soeklig is nou op Suid-Afrika. So daar gaan nou goed gebeur waar meer mense dalk saamstem, nie saamstem nie, ongemaklik is, gemaklik is. Maar dit beteken nie jy moet stil bly nie. Nee, ek dink juis nie. Is onthou waarmee die ANC wegkom al vir 30 jaar. Is hulle praat op 2 frekwensies. Die buitelandse frekwensie wat sê hallo julle, Rembog wonderkind, nie rassigheid, kumbaya, al 4 versies, kom belê by ons. Dis wonderlik. Binnelandse een wat sê vir ons om vooruit te gaan is dit absoluut krities dat ons teen arm wit mense diskrimineer en teen wit mense in die algemeen. Julle is nie welkom nie, julle is settlers, julle hoort nie hier nie, gaan terug Europa toe. En hulle het verbaas suksesvol weggekom met die 2 boodskappe skei. Wat Trump se druk doen is, die 2 word verwar. Skielik gaan die binnelandse boodskap buiteland toe. En nou vra mense tereg, nou gaan hulle wag 'n bietjie. Hang aan. Mandela het gesê versoening, ja. Maar nou skop julle mense halfveel, julle wil nie besigheid doen met mense wat nie swart is nie. Verduidelik. En dan het jy die gedagtegimnastiek van breinreëse soos Fikile en Balula wat vir jou sal sê, nee, dit is alleen, daar's geen rassediskriminasie in Suid-Afrika nie. So, wat is daar? Sê dit regstelling. Wat diskrimineer op ras? Dus, wag aan, ietsie. Nee, maar dis nie dieselfde ding nie. En dis wat jy beleef is. So al wat die banier doen is in kort dit stuur bietjie die binnelandse boodskap buiteland toe. Wat kern nodig is om te hoor, dis wat regtig hier aangaan. Wat regtig gebeur is, mense maak die sportspanne nie, mense verloor kontrakte ensovoorts net omdat hulle sekere kleur is. Inteendeel mense word nie aangestel, ons sal die pos eerder leeg laat as ons doen. Eskom het nou weer 'n ding gewen wat sê ons mag voordat ons 'n pos adverteer, mense suiwer op hulle velkleur die proses uitlaak. En hulle is vies want die persoon het African gemerk glo. En nou is dit ons is South African, ons gaan nie iets anders moet gaan nie. En dis hoekom hulle kan hom eintlik maar uitskakel. Hulle het gekyk pretty much as die kwalifikasie is baie goed en toe gaan hulle taboe. Ja. Iets anders verwag, né? Die ou catfish in kort, wat daai betref. So, dis wat die doel van die veldtog is om vir die buiteland die binnelandse boodskap te stuur. Wat ek snaaks vind, is dat die ANC baie trots is daarop dat ons die mees rasgereguleerde land is. Inteendeel, hulle kondig dit permanent aan. Hulle het hoeveel keer nou al vir ons verduidelik. Ons het al gespreek en ons luister, kan ons nie dalk eerder regstelling doen op armoede dat ons arm swart mense help nie, dan kom daar opmerkings soos nee, dis ononderhandelbaar. Dit moet ras wees. As stel jy in Junie goed vry, daai hele hoekom die poster dan gepla? Dus die antwoord is want jy weet jy kan nie eintlik dit doen nie. Dis maar skaamkwaad situasie. Hulle weet wat hulle doen is verkeerd en hulle wil nie hê die buiteland moet dit sien nie, maar hulle wil graag hê ons moet nou nie kwaad wees oor wat hulle doen nie. En dis die antwoord is. Hulle is moes so bang as jy 20 ouens sien hierdie en vra moeilike vrae wat hulle nie kan antwoord nie. Sal die G20-1 moeilike vrae vra kon? Of kan hulle eintlik net nie worry nie? Ek dink van hulle gaan inderdaad moeilike vrae vra oor range want hulle het al van tevore begin in daai rigting praat wat sê, maar hoekom het julle hierdie SAB goed as ons wil belê? Ons verstaan nie. Wat is dit? En nou kom dit neer op hulle skep die illusie en hulle Trump geantwoord so herhaaldelik is, luister hier is niks fout nie. Eintlik het hulle nou so 'n bietjie te dank aan ander briefskrywer gegaan. Eintlik is Afrikaners geweldig gelukkig. Moenie misverstaan nie. Minderhede is gelukkig. Hulle straal, hulle huppel deur die velde in Suid-Afrika. Dit gaan goed met hulle. Moenie jy bekommer vir 'n oomblik nie. Is hulle ook op Twitter? Hulle van hulle. En nou kom jy 'n ding wat in die G20 konfronteer met dalk is ons nie. En dis bietjie moeilik om te verduidelik want jy het nou hierdie rassediskriminasie wat jy toepas teen minderhede, maar jy verseker die wêreld dis regstelling en hulle verstaan en hulle is eintlik okay daarmee om teen gediskrimineer te word en elke keer as ons sê ons doen nie, dan gaan hulle by ja, maar dis randgroepies. Moenie dis klein dat man dis die ouens wat apartheid wil terug hê. Natuurlik is hulle nie gelukkig met rassediskriminasie wat ons toepas nie. Hulle wil dit toepas. Ja, as ek so elke keer wat jy net een of ander vorm van debat voer of argument of net nie heeltemal saam sê nie, soos jy wil apartheid terug hê, jy wil by KP aansluit, jy wil by die AWB wees. Die meeste mense met wie jy te doen kry weet nie eers meer wat enige van hierdie organisasies of instellings was nie. Hulle sien 'n werklikheid om hulle. Ek wil net stop by regstelling. So ons het 'n verlede in Suid-Afrika. Yes. Daar moet regstelling wees. Dit was skeef gewees. Die stelsel soos wat dit nou daarna uitsien is dit besig om regstelling moontlik te maak. Ongelykheid, werkloosheid, armoede. Los dit hierdie 3 probleme op. Wel vir sekere mense. Wie? Vir wie? As jy in Palapala bly, het dit definitief jou armoede uitgesorteer. Ek bly nie in Palapala nie. Dit het nie 'n ongelykheid nie, maar jou werkloosheid is ook uitgesorteer. So, op die ding van regstelling, ek sal versigtig wees so sê jy kan nie regtig die verlede regstel nie. Jy kan die verlede aanspreek. Impliserende, goed het gebeur,
Nou sit ons met 'n werklikheid. Wat is die werklikheid? Is ons het hoë vlakke armoede, hoë vlakke werkloosheid, hoë vlakke van ongelykheid. As jy gaan sê regstelling, dan val jy in die ANC se struik wat gaan wel, dis 'n semantiese argument. Die manier hoe ons diskriminasie wat gebaseer is op ras regstel, is deur weer te diskrimineer op ras. Nou hierdie is soortgelyk aan kan jy glo, my huis is aan die brand, so ek moet vuur op die huis gooi om hom uit te sorteer. Want dis dieselfde woord, Christel, dit is dieselfde woord, obviously. Maar dis louter 'n twak. Natuurlik is dit nie so nie. As jy sê reg ons daar is diskriminasie op ras, dan sê wat wil ons regstel? Wil ons die diskriminasie op ras regstel? Dit het gebeur. Ons het nou vol politieke regte, almal kan stem. Daar's nie meer diskriminasie op ras teen swart mense nie. In 94 tot 97 was daar teen niemand vir 'n rukkie nie. Nou moet ons die gevolge regs. Wat wil ons aanspreek? Ons wil armoede aanspreek, ons wil ongelykheid aanspreek, ons wil werkloosheid. En ons wil. Natuurlik wil ons. Niemand ek ken niemand wat gaan, weet jy wat is vir my regtig belangrik en wat gee my plesier is om te sien hoe swart mense bedel by 'n robot. Dis vir my lekker. Niemand by die beweging dink vir 'n oomblik dat ons nie moet hierdie goeders aanspreek. Natuurlik moet jy. Wat die ANC dan argumenteer is ons moet hierdie goed aanspreek, maar ons moet eers dit suiwer op ras doen. En ek wens ek kan hulle afgee 30 jaar later, ten spyte van die feit dat wat hulle probeer het op ras glad nie gewerk het vir die meerderheid nie. Jy wil dit nie net sleg gedoen nie. Daar's mense wat hierdie argument uitmaak vir soos die beleid is nie sleg nie, dis net rarig rubbish toegepas. Enige En beleid- bietjie misbruik en bietjie uitgebuit en dit is eintlik al. Die beleid is eintlik edel. Enige beleid wat so maklik uitgewyd kan word is nie edel nie. Is die bedoeling van die begin af was nie gewees ons wil armoede aanspreek nie. Dit was ons wil swart armoede aanspreek. En toe word dit ons wil swart mense help. En die oomblik wat jy dit nie maak needs-based is, as jy actually hulp nodig het, gaan ons jou help nie. Ons gaan net kyk na wat 'n kleur jy is, dan sit jy in die absurde situasie waar ons tans is, waar Cyril Ramaphosa se seun wat aansoek doen vir 'n werk gesien gaan word as benadeeld, want hy's swart. Enige beleid wat daai basis weggee, bedoelende is 'n ouetjie van Danville wat aansoek doen vir 'n internskap en Cyril Ramaphosa se seun, gaan Cyril se seun voordeel kry net weens sy velkleur want hulle kyk na niks anders nie. En hulle mag nie, internasionale konvensie stel uitdruklik die risiko hiervan is jy skep 'n klein groepie professionele swart mense wat eintlik net professioneel swart is. Dis al wat hulle is. Hulle is niks anders nie. En dis presies wat hier gebeur het. Jy daai groepie wat baie ryk word, Dit word net al hoe ryker. maar jy spreek nie armoede aan nie. En jy spreek niks van dit aan nie want jy fokus nie op dit nie. Jou maatstaf is nie wat in jou beursie is nie. Dis watter kleur die hand is wat die beursie vashou. En dan gaan jy 'n stelsel kry wat ryk swart mense al hoe ryker maak want hulle is swart en jy hou aan hulle bemagtig want hulle is swart, hulle bly swart. Kyk, maar dan is daar ook die argument dat wit mense na 1994 eintlik al hoe ryker geword het. Wit mans in die besonder word net al hoe ryker. Hulle het gebaat by die afskaf. Hulle weet dit gaan met hulle net al hoe beter. Hulle nog steeds die ekonomiese mag. So hunker volgens sommige mense terug na die politieke mag en na ou bedeling, maar hy het nog steeds al die geld in die land. Alles. Alles is in wit man se hand. Ek dink baie van Is hierdie dit goed is regtig ook net soos dit gaan nie verstaan as ek moet dink hoe ek op sekere maniere optree of dink of wat ook baie van dit gaan vir my daaroor ek wil net normaliteit hê, verstaan? En normaliteit is ek wil net vir my gesin kan sorg, ek wil my kinders die beste kan gee wat tot my beskikking is. Ja, aanvaar dat die meeste ander mense in hierdie land presies dieselfde behoefte het. Dit voel vir my tog mense wil net normaliteit hê. Soos mense wil net kan leef. Is dit nie tog hoekom Maar jy wil dit hê en ek Mense wil is- dit hê en almal in hierdie land wil dit eintlik. Ek dink ons kan ooreenkom daarop. Ons wil dit almal hê, maar soos wat dit nou daarna uitsien, werk dit nie. En nou baie van hierdie goed is dan daar's absurditeit, maar nou word dit al beskou as normaliteit. So dit is nie nou dis nie normaal om nie veilig in die strate kan rondloop nie. Vir almal, maak nie saak wie jy is, waar jy bly nie. Dit is nie jy kan nie buite in die strate Ja, maar dit is ook rondloop nie so- normaal om 'n span van 'n sportspan te diskwalifiseer omdat die rasbedeling nie reg is nie. Dis ook nie normaal nie. Ja. Dit is nie dit raak awkward wanneer dit op 'n poster is. So nou is die Skielik argument dink ons, ooh. Nou die argument, jy moet die hele tyd net maak asof dit normaal is en sê, maar ten minste dit, maar ek kan ten minste dit doen, maar ek het ten minste Okay, maar dit. nou se voeg ons hierdie Trump-faktor in en weet en hy hel weer oor na 'n ander kant toe. Jy praat van die ANC wat op 'n binnelandse frekwensie is en 'n buitelandse frekwensie. So Donald Trump het amper dieselfde ding soos hy. Uit een frekwensie. Joh, en dis so al. Stoomroller verkoop. Maar ek bedoel hy oordryf hy nie se partykeer so Partykeer. so klein bietjie baie oor baie. Hy oordryf vir alles. Dis die ding. Dis sy taktiek. Maar moet mense vir hom sê man Hy wil luister. dit
ons nou 'n meneer, bietjie impak gee. jy oordryf. En in Kan dit dokument help? Hy weet dit. dis die ding, nee, en Hoe doen jy dan? amptelike dokumentasie en die wetgewing en die uitvoerende bevele en goed wat alles al onderteken het, word heeltemal ander benaming en woorde en goeders gebruik wat gepas is vir daai. Anders as wat hy tweet. Wanneer hy dit wil verkoop of bemark, dan doen hy dit Altyd. met die nodige flair. Ek wou net het jy The Apprentice gekyk? Wat van die ou stel voor dat hy nie oordryf nie. Alles is oordrewe. Maar okay, so eers terug by is dit nie dan, en dit is die ANC se argument wat sê jong, ons moet 'n bietjie 'n abnormale samelewing hê want ons kom uit 'n abnormale eenheid. Okay. My argument sou wees ek dink nie abnormaliteit word herstel met nog abnormaliteit nie. Dis 'n baie eenvoudige semantiese argument wat sê wel 'n minus en 'n minus maak nou 'n plus. Dis nie hoe die lewe werk nie. As abnormaliteit word herstel deur normaliteit. En die werklikheid van syfers is wit mense is nou so 7-8% van die bevolking. As jy elke wit mense werk vat, dan gaan swart werkloosheid val van ek dink 46 na soos 42%. Dit is nog steeds 'n enorme krisis. Dit is nie weg nie. Nee, Dit kan nie dit wees nie. En dis die tweede ding is daar's hierdie idee wat so bietjie begin wat sê ons moet eintlik so 'n bietjie toestemming vra om te mag bly in Suid-Afrika. Dis dit nie so nie. Ons is 300 plus jaar hier. Ons is deel van die land. Want as jy eers daai siening aan en dan kom dit okay, ons moet baie dankbaar wees dat hulle ons nie uitgemoor het na 94, dat hulle nie weer wraak gepleeg het en so voorts nie. Ek verwerp dit ten sterkste. Ek kan vir jou duidelik sê as hulle dit geargumenteer het 94 was daar nie 'n skikking gewees nie. Niemand sou op enige punt gegaan het. Okay, ons teken nou die ding en dan skiet julle 20,000 van ons dood. Iets in daai lyn nie. Niks van dit sou gebeur het nie. So nee. Die tweede een is die idee dat jy moet toestemming vra om in die land van jou geboorte te bly. Maar dit is nie so nie. Ons is deel van die familie of hulle van ons hou of nie. So dalk die bietjie moeilike boetie, maar ons is hier en ons gaan nêrens heen gaan nie. En dan begin al die regstelling skielik baie moeilik regverdigbaar raak. Wat doen jy nou presies? As jy vat nou by 'n klein minderheid om te gee aan 'n kleiner minderheid eintlik. Maar jy gebruik hierdie groot meerderheid as die bemarkingsfoefie. En eintlik jy hou dit kunsmatig aan die gang met so 'n bietjie wit gevaar net. As kyk as jy 'n foto sien van 'n klomp wit mense saam, apartheid en kyk maar hulle soveel, hulle tweet dit onmiddellik. Daar is nou julle anker terug na apartheid, 'n klomp swart mense saam normaal. En hulle skets hier in jou brein dat dis hoe Suid-Afrika lyk, maar dis nie hoe Suid-Afrika lyk nie. Suid-Afrika het versamelings van breinmense wat saamkom want dit is 'n kulturele eenheid wat soms goed saam doen, kan jy glo, en versamelings Indiërs en versamelings swart mense of eintlik meer Xhosa, Zulus, Tswanas en versamelings Afrikaners en Engelse wat goeters saam doen. En dis wat ons nou bedoel met diversiteit, maar dit word nie toegelaat op hierdie een deel nie. So wat jy dan het is jy het hierdie idee dat ons moet teen wit mense diskrimineer met die onderliggend is dat die ekonomie nie kan groei nie. Bedoelende is ons het net soveel geld en tans is dit net verkeerd verdeel en ons moet dit nou gaan reg verdeel. So ons moet by die mense wat bo hulle gewig is, vat. Is 'n idee om nie meer om meer geld te maak nie. Maar dis die ding van 'n ekonomie anders as 'n pizza is hy kan groei. As jy 'n pizza vat en jy sny hom in die helfte en jy gee vir 4 ouens een helfte en vir een nou die ander helfte, dan kan jy gaan, "Wow, dis nie regverdig nie." Maar die werklikheid van 'n ekonomie is ons kan dit so doen en dan gaan kom ons koop nog 3 en dan bou ons nog 3 en dit is nie moeilik nie. Dit is baie maklik. Bak ons eie pizzas. Ons kan meer brood bak. Ons hoef nie hierdie koek of ons kan meer koek bak. Ons hoef nie die koek fyner te sny nie. Jy kan dis 'n ekonomie, dit kan groei, dit word meer. So die antwoord is die vinnigste manier hoe jy wit mense se aandeel in die ekonomie verklein is nie deur by hulle te vat nie. Dis deur die ekonomie te groei. En swart mense in diens te neem te kry, en hulle in werk te kry en hulle laat welvaart skep en hulle kinders laat skool toe stuur. Maar niks van dit gebeur sonder dat die ekonomie groei. Nie 'n enkele ding. Hoekom groei die ekonomie nie? Want jy het marxiste wat hom probeer groei, wat geen klou het nie, wat vasbyt aan die ekonomie is 'n zero-sum game. Bedoelende is vir my om te wen moet iemand verloor. Dis nie hoe ekonomiese groei werk nie. Ekonomiese groei is wen-wen. As ek by 'n Snoepie 'n Coke koop, dan stap ek nie weg en dink, nou het ek jou uitoorlê nie. Niemand dink so daaroor nie. Ek kan gekryf met R10, imagine. Jy stap aan met, weet jy wat, hierdie Coke is vir my meer werd as die R10 en die Snoepie gaan ook nie met nou het ek jou nie. Hulle gaan met, weet jy wat. Wat hier doen hulle hoor? By musiekfees net R40 vir Coke gevra het, ja. Maar hy sal gaan hierdie Coke is vir my minder werd as die R10. So aan die einde van daai transaksie dink albei mense hulle het gewen. Dis hoe ekonomiese groei werk. So jy kan 'n ekonomie groei. Dit kan groter word. Jy kan meer mense in diens neem. Jy kan al die goeders doen wat outomaties wit mense se aandeel in die ekonomie sou dramaties verklein tot die punt waar jy nie meer dan nou volgens hulle ekonomies in beheer is van die land nie. Dis die ander ding wat ek
baie moeilik aan byt is dat wit mense beheer die ekonomie. Ek is nie seker hoekom hulle dan al hierdie beleide sou instel en aanvaar as ons daai vlak van beheer gehad het nie. Waarom sou ons nie net dan die ANC uitkry nie? Daar's baie min wit mense wat vir die ANC stem, kan nie as uitgesluit. Wel, hy stem ook nie die ANC nie. Hy is nou MK. Rooi man. Is nou EFF, is waar. Hy MK wil hom nie gehad. So nou is die vraag is, as hulle hierdie vlak van mag het, waarom is die som totaal van hulle dit gebruik om gedwee op hulle knieë te aanvaar wat jy doen? As dit regtig so magtig is, dan het die beleid net misluk, totaal en al. Dis nie hoe dit lyk nie. Die PIC is die heel grootste belegging, die GP, jy het pensioenfonds wat belê in die ekonomie. Individue het nie naasbou so baie invloed soos instellings en so voort. En die staat het 'n enorme rol in Suid-Afrika. So nee, die ekonomie is eintlik in swart hande deur middel van pensioenfondse, staatsbeleggings ensovoorts. Ons weet dit. Hulle weet net nie om hom te bestuur nie. En ek moet sê ek is verbaas nie, want hier is mense wat sê if the rand falls, we'll pick it up. Dis die denke agter 'n moderne ekonomie. En hulle is in goeie geselskap, daar's amper 'n bevrydingsbeweging in die wêreld wat die oorgang kan maak na moderne regering wat die goed doen wat die ekonomie laat groei, want wat laat die ekonomie groei? Kan 'n mens nie net op 'n punt kom en sê ek weet nie meer nie. Kan iemand anders net nou kom help? Ek wens hulle kom daar. Ons het al die antwoord ons het hulle vir verduidelik en dis nie rocket surgery nie, dit is baie eenvoudig. China het dit gedoen, hulle het vir ons gewys. Ons het bewese internasionale voorbeelde van wat veroorsaak ekonomiese groei. Is een wet en orde, impliserende die ouens wat die kabels lê, moet beter beloon word as die ouens wat die kabels steel. Jy moet ouens wat kabels steel, jy moet seker maak dat kontrakte eerbiedig word, dat daar wet en orde is, dat die vensters nie stikkend is, dat goed gebeur. Dis nie so moeilik soos wat jy dink dit is nie. Is regtig nie so kompleks nie. En by ons is dit bietjie tricky, want die polisie is soms op die toneel voor die misdaad gebeur. Maar jy kan daar reg kry. 2 is die staat moet ophou inmeng. Impliserende jy is die huishoudster, jy is nie die kok nie. Jy maak seker die kombuis is skoon, maar ander mense bak die brood. Toe maar jy verwys na China, het China nie baie ingemeng nie. Hulle het en toe hou hulle op en toe groei hulle. Dis letterlik hoe dit gewerk het. Dus hulle het baie ingemeng. Ja, en nou is daar amper geen werk. Toe gaan hulle na, alright, ons gaan op hierdie stukkie ophou inmeng. Toe groei die ekonomie, soos hulle so. Goed sit. Nog 2 stukkies, groei hulle op. Dis soos hier's dalk iets beet. So dis die tweede een en die derde een is op jy nie inmeng nie, kom neer op maak en dan jy moet seker maak as daar's 'n kombuis en dit kom neer by die staatsrol is, maak seker as ek 'n ding op 'n trein sit, kom dit aan die ander kant uit. Verskaf die infrastruktuur, verskaf die omgewing, maar hou op inmeng. En as jy ligte hand het, dit maklik maak vir mense om besighede te begin, om mense in diens te neem ensovoorts, kan jy glo dan gebeur dit. Mense is geneig om winkeltjies te begin en goed, want hulle hou van eet, so hulle wil dit graag doen. So by ons werk dit so, die staat se aanseerste siening is, die ekonomie is vas, die idee is hoeveel dit geld in Suid-Afrika is, en nou vra hulle, hoe kry ons meer van hierdie pizza? En hulle enigste antwoord is wel, ons moet meer van Jellison sny. Daar's nie 'n denkwys wat gaan. Maar daai Jellison gaan opraak in 'n stadium, wat dan? Dan gaan ons, wel, hulle het nou by ons begin sny, hy's nou amper al op die been daar gesny, hy's nog nie heeltemal weg by die minderhede nie, en dan as hy op is, dan moet jy vir die res gaan verduidelik, wel, sorry julle, as nie nog pizza nie, en is belangrik dat ek pizza kry. So, dis 'n trein aan nêrens toe nie, en ons weet dit, so sonder ekonomiese groei is daar groot probleme met mense wat pizza soek, kort, wat honger is en wat net 'n middelklas lewe wil hê. Wat sê luister, ek wil net graag kan my kinders skool toe stuur. Ek wil 'n huis kan besit. Ek wil 'n hond hê, die heiningkie en dalk 'n kar ry eers in my lewe. Dis nie 'n groot ambisies nie. So hulle sê net, "Alright, nou ons het gereg kry, ons gaan hierso vat." Maar jy is heeltemal korrek, dit stop. Eers stop daai en dit is nou al naby aan stop. Maar wat hulle toe gedoen het, en dit is sneaky, is hulle sny groter deel van die minderhede se pizza die hele tyd. Maar hulle gee dit nie actually vir die res van die mense nie. Hulle sny dit vir hulle self veel. Nou dit is Marxist 101, dis Sowjetunie 101 absoluut. Is baie belangrik dat ek meer kry. Maar julle sin kom, moenie julle worry nie. En solank dat hierdie perde in beheer is van ekonomiese beleid, gaan hulle aanhou beleide in plek stel wie se uitsluitlike doel is herverdeling, nie groei nie. En die beste manier om welvaart te herverdeel is om net dit in te groei. Kyk, maar net ter afsluiting, wat is die oplossing dan? Ons wil nie hê meneer Trump het ons probleme oplos nie, maar kan sy druk help om probleme op te los? Gaan 'n poster langs die pad die probleme oplos? Wat gaan die probleme oplos? So ek dink nie 'n poster langs die pad gaan nie, maar daar kom meer. 'n klomp mag dalk. Nee. Ek dink ons het intern alle denkbare
maniere probeer om te kry dat afstand gedoen word van hierdie geweldig destruktiewe ekonomiese beleid, want dit is wat dit is. Dit het enorme koste en dit maak almal in Suid-Afrika se lewe slegter behalwe klein elites. Baie eenvoudig. Maar jy's nou op die punt waar Trump kom met 'n sekere manier van goed sê wat ek moet sê dit is altyd ook nogal ek vind dit soms bietjie vreemd en ek vind nie altyd aanklank by hoe hy goed sê nie, maar die feit dat buitelandse druk nodig is om hier 'n verandering te kry, dink ek is iets wat ons moet aanvaar. As jy gaan nie die ANC gaan nie hervorm nie, hulle gaan nie skuif sonder enorme druk van buite en van binne nie. Van binne is hulle is pretty much immuun teen die druk wat hulle beleef, want hulle word verskans deur 'n demografiese demokrasie. As mense stem vir die ANC ongeag of dit goed gaan of sleg, weens wie hulle is. Maar ons pas maksimum binnelandse druk reeds toe. Ek dink meer druk op hulle is nie 'n slegte idee nie en ek sal so ver gaan om te sê as daai buitelandse druk al verwoord Trump dit vreemd en al gebruik hy Afrikaners om die ANC deur die gesig te slaan wat hy tans doen wat nie vir ons lekker is nie. Ons vat ook houe, maar hulle vat ook houe. As dit net kan regkry wat hulle skuif op ekonomiese beleid, gaan dit onmeetbaar beter wees vir almal. Nie net vir Afrikaners nie, vir almal. So ten behoewe van die land. Ten behoewe van die land. So dit is maar die standaard is ons weet wat's nodig is, ekonomiese groei en ons weet ook hulle kan dit nie doen nie. Hulle beleid kan dit nie nou doen nie. Hulle gaan nie ons het hofsaake al die binnelandse kanale reeds uitgeput en ons hou aan met maksimum druk as sit. Maar as daai manier langs die pad dit reg kry dat 'n Duitse diplomaat gaan. Jong, ek weet nie of ons hier wil belê nie. Hoekom is julle so rasgereguleerd? Wat hulle erken, hulle het in Junie letterlik gesê hier is hoe die werksplek moet lyk. Ons is baie rasgereguleerd, ons is trots daarop. Nou is hulle skielik skaam. As hy net gaan, ek dink nie dit nie en dit veroorsaak ergens 'n skuif wat gaan. Ons wil dalk buitelandse maatskappye begin kwytskeld of dalk moet ons bietjie kyk na einddatum of iets in daai lyn. Die ding werk nie. Hy maak skade. Dan is dit nie moeite werd. Op lang lakens langs die pad. Op vuil was. Op vuil was.